Hallo Christel, dit is vir my verskriklik lekker om vandag met jou te kan gesels. Dis altyd so lekker as 'n mens op 'n skrywer kan gesels wat regtig waar geen bekendstelling nodig het nie. Nou, ek wil so half net 'n bietjie op 'n persoonlike noot wegspring. Ek het jonk begin skryf en ek was in my studentejare het ek baie tydskrifverhale en so aan geskryf. En ek het nou die dag vir jou gesê, ek wil nie klink asof ek jou heuning om die mond smeer nie, maar jy was een van die mense wat ek in die beginjare van my skryfloopbaan verskriklik aangehang het, want jou tydskrifverhale het my oneindige plesier verskaf. Ek het destyds ook begin skryf, soos ek sê, tydskrifverhale self geskryf en natuurlik baie daarvan gelees. En dit was altyd so lekker om jou stories te lees. En oor die jare het daar toe nou later aan baie boeke van jou verskyn. Jy het begin as tydskrifverhaalskrywer, maar ek dink jy trek nou al by oor die 50 boeke het ek. Dis reg. So dis regtig waar by jou lesers het jy geen bekendstelling nodig nie en dis vir my verskriklik lekker om vandag met jou te kan gesels. Christel, ek wil wegspring en ek wil jou vra, vertel 'n bietjie vir my van die beginjare van jou skryfwerk. Voor ons nou by jou boek kom waar ons eintlik wil gesels. Vertel my 'n bietjie, jy het later aan eers in jou lewe begin skryf. Gee ons net so 'n klein bietjie agtergrond van hoe dit gebeur het, hoe jy vir tydskrifte begin skryf het, wat die proses was tot waar jy vandag is. Weet jy, hallo Jaco, die voorreg is myne om met jou te gesels. Tydskrifverhale wil ek daarom net vir jou sê, was van die begin af vir my 'n voedingsbron, as ek dit so kan noem. En om 'n tydskrifverhaal te skryf tot op hede is vir my net te heerlik. En dit bly 'n statussymbool om een van die tydskrifte oop te maak, daai verhaal daar te sien met hierdie wonderlike illustrasies wat daarby gedoen word en jou eie verhaal te lees. So, ek is baie bly jy het ook my tydskrifverhale gelees. Ja, voordat ek tydskrifverhale geskryf het, jy weet, het ek byvoorbeeld vir die radio klein goedjies geskryf. Ek het natuurlik die mense weet al hoe ek dagboek gehou het en hierdie wonderlike verhale geskryf het wat eintlik niks beteken nie. Dat ek het groot geword dat by stil dorpie, daar het niks gebeur nie, maar as jy my dagboeke lees, klink dit asof dit die wonderlikste ding was. Ek het geskryf vir die skoolkoerantjie onder 'n skuilnaam, vreeslik geheimsinnig, en toe nou later het ek die voorreg gehad om by 'n ATKV skryfskool te wees, waar Petra Miller my leier was. Wonderlik, dit was vir my so 'n groot voorreg en so 'n groot bron van kennis waaruit ek kon put. En so het dit geleidelik gegaan. Ek het eintlik later jare begin skryf. Ek dink daai Leenes-sindroom het my gedwing om dit te doen. Ja, dis nogal 'n jammerte om te dink daar's deesdae soveel minder ruimte eintlik vir jong skrywers wat wil publiseer. Jy weet, destyds was daar soveel tydskrifte wat weekliks verskyn het en gereeld, jy weet, ek dink tydskrifte soos Sari en Rooi Rose het nog destyds weekliks verskyn. Huisgenoot het baie meer tydskrifverhale geplaas as wat tans nog die geval is, maar mense is natuurlik dankbaar vir al die ruimte wat daar wel nog is vir jong skrywers om hulle werk te publiseer. Maar Christel, dis nie waarom ons vandag hier is nie. Jy het pas 'n splinter nuwe boek uitgegee en is dit nie die lekkerste gevoel as 'n mens so 'n nuwe boek van jou die eerste keer vashou nie. Die boek se naam is Sarah +1 en Sarah is die rede waarom ek en jy vandag met mekaar gesels. Nou, ek dink om af te skop, ons het nou gepraat oor skrywersontwikkeling en so aan. Ek onthou toe ek op universiteit was, het ek een keer 'n draaiboek skryf kursus bygewoon. Dit was, moet ek erken, nie 'n kursus wat ek baie geniet het nie. Ek hou niks daarvan om 'n draaiboek te skryf nie. Maar ek het wel een ding uit die kursus het ek onthou, of het ek by my gehou tot vandag toe. En dit is dat die aanbieder van die kursus gesê het, wanneer 'n mens 'n storie aan iemand voorlê, moet jy dit so kan vertel dat dit kort genoeg is om in 'n huisbak te vertel. Met ander woorde, van die oomblik wat die huisbak se deure toe gaan tot daai huisbak se deure oop gaan, moet jy hierdie verhaal kan opsom. Nou, ek dink om ons lesers sommer so in die boek in te bring, gaan ek vir jou die uitdaging stel om Sarah +1 vir my is 'n huisbak voorlegging voor te lees. Vertel ons so, jy hoef daar nou nie van die toeskuif van die deure tot die oopskuif van die deure te vertel nie, maar so in 'n neutedop, net om weg te spring. Vertel ons 'n bietjie waaroor gaan hierdie splinter nuwe boek van jou.
Jaco, dit hang seker af hoeveel verdiepings is daar in daai gebou, hoe lank die huispak gaan vat. Ek het so amper halwe rympie wat ek graag sê oor Sarah, want Sarah is in haar silverjare, ons weet dit, nie? Haar silverjare. Maar Jaco, dis net aan die buitekant. Hier binne in haar leef die Sarah wat 'n trustbankmeisie was. 'n Trustbankmeisie, hoë hare, spyker hakskoene, jy weet daai klippie klap en baie kort, skandalige kort Mary Quant minirokke. Maar nou is dit 'n ander tyd, daar is nou 'n reunie en Sarah alleen is op soek na 'n Sarah +1. En kom ek stel dit so, dis waar die moeilikheid begin. Dit is die reunie vind plaas, vinnig praat, want ons is amper weg, klaar met die huispak, in haar grootworddorp. En daar's baie herinneringe, baie skandes en skades. Ja, ek dink as jy sommer net die woorde reunie sê, dan het die mense in elk geval al klaar genoeg materiaal vir 'n storie. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat op pad was na haar, ek dink 50ste reunie, en dit lyk my dit raak nie beter nie, want of mense nou vir jou 10de reunie of vir jou 20 jaar reunie of vir jou 50 jaar reunie gaan, daar's altyd maar daai onderstrominge wat plaasvind en so. Jy het my al nuuskierig gehad oor die woord reunie sê, dan weet jy mens sommer al klaar hier kom moeilikheid. En as jy nou boonop moet soek na +1 soos arme Sarah vir die reunie, dan wil ek sê as die dinge opgestel, die poppe kan dans vir 'n storie. Nou, Christel, kom ons gesels 'n bietjie oor die agtergrond van hierdie storie. Ek het gelees jy het groot geword in die Oos-Kaap op Dispatch. En Dispatch speel 'n belangrike rol in hierdie storie, maar daar's eintlik 2 dorpe wat as agtergrond in die storie dien. Sarah woon deesdae in die Kaap, nie sy self, maar die reunie vind plaas op haar grootworddorp Klippendal, wat 'n buurdorp is van Dispatch. Nou, vertel ons 'n bietjie van Dispatch en van Klippendal wat dan die fiktiewe buurdorp is. Die 2 dorpe staan so langs mekaar, hulle skierskouers, maar daar's ook 'n lekker kompetisie tussen die 2 dorpe, né? Dis heeltemal reg, ja. Ek vertel graag van Dispatch en so terloops, ek was self by een van hierdie UUI-ste reunies en ek dink dit is ook waar die hele kiem daarvan plaasgevind het en posgevat het om te skryf oor 'n reunie, want daar is daar vir jou 'n belewenis wat ook vat aan 'n mens se emosies en aan jou lyf en die kompetisie wat daarmee saamkom. Maar die reunie is gehou in my grootworddorp. Nou, Dispatch het 'n baie sagte plekkie in my hart. Ek dink almal wat my ken, weet daarvan. Ek het al baie keer gedink, is dit die dorp self waarna 'n mens so verlang, of is dit nostalgie na jou kommervrye, ongekompliseerde kinderdae wat jy daar beleef het? En dan wonder ek dieselfdertyd, was dit regtig so eenvoudig, so maklik? Want as jy nou bietjie dieper dink, Dispatch bekend vir sy turksvye, stroopsoet en sy alwyne galbitter. Maar al 2 van hulle het dorings. So, en daar was soveel grondpaaie. Jy het grondpad geloop of jy dorp toe gegaan het, kerk toe, skool toe. Partykeer het jou gevoel jy loop op Transsoen toe en terug. En die wind het gewaai. Daar's baie dinge rondom die dorpie self dat as jy mooi nigter daaraan dink, nie noodwendig so wonderlik was nie, maar dit bly wonderlik. Ja, Dispatch en Klippendal, 2 dorpe langs mekaar. Dit was vir my 'n uitdaging. Ek het baie gewroeg oor, is dit nou nodig om die 2 dorpe te gebruik wat so in kompetisie is met mekaar, terwyl Dispatch het alles wat ek nodig gehad het vir die storie. Die hele rugby agtergrond, die hele gemeenskap wat so rugby mal is, die rugby name, Rassie Erasmus byvoorbeeld, al daardie dinge was beskikbaar. Die probleem is wanneer 'n mens 'n storie skryf met ietsie van 'n kabba geskiedenis daaraan, kan
'n leser baie maklik 'n streep trek tussen die storie en die werklike geskiedenis en dan lol dit. Want nie al jou karakters is so kreekvrybaar, jy weet, en so wat onkreekbaar en wonderlik nie. Almal van hulle het ook maar hulle geheime in die kas en dan moet dit nie so klink asof jy nou praat oor 'n persoon wat werklik geleef het nie. Dan soek jy moeilikheid. So dan het 'n mens 'n fiktiewe dorp nodig en Klippendal was ideaal vir my daarvoor. En jy sê nou iets wat ek nog eintlik vermoed het. Ek het vermoed Klippendal, hierdie fiktiewe dorp wat jy geskep omdat jy 'n bietjie bang was mense gaan verbande trek wat nie getrek moet word noodwendig nie. Nou ek het met die lees van hierdie boek iets uitgevind wat ek nog nooit geweet het nie. Ek het baie min van Dispatch geweet totdat ek so 'n paar jaar gelede 'n boek van Rassie Erasmus moes vertaal en toe nou uitgevind het van sy grootword jare daar. Maar wat ek selfs met daai vertaling nie uitgevind het nie, is van die hele klipgooiers etiket. Skynbaar is daar 'n etiket wat om die nekke van mense van Dispatch gehang word as dat hulle klipgooiers so weet. Ek weet nie of dit 'n moderne ding is of dit terug al 'n paar jare terug al uitgesterf het nie. Maar vertel 'n bietjie daarvan en was jy bang vir die klippe wat dalk na jou kant toe gegooi sou word as hierdie storie heeltemal op Dispatch sou laat afspeel? Ja, die klipgooiers van Dispatch word dikwels bedoel as 'n skeldnaam, maar weet jy, vir 'n ou dispatcher het dit 'n troetelnaam geword. Maar daar is nogal 'n stukkie geskiedenis aan. In die Tweede Wêreldoorlog het die soldate vanaf die drillsaal in Port Elizabeth, soos ek het verstaan, vertrek met die trein na Voortrekkerhoogte toe in Pretoria. En hulle het verby Dispatchstasie gery. Maar die dispatchers het niks gehou van die idee dat daar deelgeneem word nie. Hulle het gevoel die Engelse kant word daardeur ondersteun en dan het hulle gewag en as hierdie trein daar verbygekom het, wat anders dan bestook jy hom met klippe. So dit is 'n definitiewe geskiedenis aan maar Klippendal moes noodwendig ook klippe gehad het om daai sal ek sê daai atmosfeer vas te vat aan beide Dispatch en Klippendal. Daar het jy my net so 'n mooi geskiedenisles ook gegee. Christel, nou is nie net die dorpe waar mense parallelle wil trek nie. Ek onthou toe ek jare gelede letterkunde studeer het, was een van die groot taboes is jy mag nie die skrywer en die karakters gelykstel aan mekaar en dan allerlei dinge daarin lees nie. Maar nou moet ek vir jou teenoor jou bieg, terwyl ek Sarah +1 gelees het, ek dan al baie keer gewonder hoeveel van jouself is in Sarah. Nou die lesers wat nou nog nie die boek onder hande gekry het nie. Sarah is 'n lieflike hoofkarakter. 'n Mens kan nie van die begin af help om van haar te hou nie. Nou ek gaan nou so 'n kort beskrywing gee en dan kan ek nou vir julle wat die video kyk, vra of julle ook soos ek gaan wonder, maar Sarah in die storie het 'n bos lieflike vlamrooi hare wat uit 'n Revlon boksie is, ek reg onthou my kennis van grimering en kleurskil en sulke goed is nie briljant nie, maar wat uit 'n boksie kom. Sy het sulke flamboyante oorbelle. Op 'n dag besluit sy is keelvol daarvoor om die hele tyd oorbelle te moet uitgrawe wat by mekaar pas. So sy begin onpaar oorbelle dra en dit word so half een van haar handelsmerke. Sarah het op Dispatch groot geword. Sy woon deesdae in die Kaap. So, julle verstaan waarop ek afstuur. Ek stel daar's vir my heelwat ooreenkomste wat 'n mens darem maar wil deurtrek na tussen jou en Sarah. Is daar so 'n bietjie meer van jou in hierdie karakter as wat daar in vorige boeke was? En wat is die verskille en wat is die ooreenkomste tussen jou en Sarah? Was dit bedoeld of was dit onbedoeld? Ek dink ek moet jou dadelik waarsku dat ek vertel Sarah se verhaal in die boek. Maar Sarah vertel daarom nie heeltemal my verhaal nie. Daar is ooreenkomste, ja, maar daar is ook verskille. Haar hare is baie mooier as myne. En ons is nie ewe oud nie. Een van ons is so 'n bietjie jonger as die ander ene. Ek was helaas nie so Sarah, 'n trustbank meisie nie. Dit was my nou ongelukkig nie beskore nie. Maar ja, die ooreenkomste is daar en nie net wil ek sê tussen my en Sarah nie.
Ek dink die naderende ouderdom, en ek verwys graag daarna as die naderende ouderdom, want op hierdie stadium is daarom nie ek of Sarah al diep in die ouderdom nie. Die ouderdom is op hierdie stadium nog soos die bobbejaan agter die bult, maar jy weet van hom. En dit is so universeel dat die cliché oor ouderdom is eintlik maar baie waar, en oud word is nie vir sussie. Weet jy, Jaco, as ek vir jou so kan stel, wat vir my ekstra hartseer is dat selfs mense soos filmsterre word deur die ouderdom afgetakel en afgerem. Robert Redford, nou die dag in hierdie week wat oorlede is, dierbaar, pragtig, maar nie soos wat ek hom graag wil onthou nie. Die gesig verrimpel. Nou, okay, daar's Clint Eastwood. Wat Clint Eastwood? Iets beet, nee, don't let the old man in. Ek wil nie praat van Hugh Grant nie, en almal van hulle, dit is maar net 'n paar voorbeelde, wys net vir jou dat die ouderdom en die noodwendige opvolg daarvan is almal beskore. Ek hoop net nie dit gaan George Clooney oorkom nie. Ek dink net dat 'n mens is geneig om te dink jy is die uitsondering, nie? Alles wat jy om jou sien gebeur, jou vriende wat jy sien ouer word, is ander mense. Ander mense word oud en lelik en afgetakel, jy nie. En dan die probleem is as jy dan in die spieël kyk en jou ma kyk vir jou terug of jou ouma kyk vir jou terug. Dis dan wat die skok geweldig groot is. En daardie belewenis het ek en Sarah gehad. Daai kyk en daai besef dat jy is nou eenmaal nie meer wat jy was nie. Maar ja, die ooreenkomste is, kom ek sê 50-50 met die verskille tussen my en Sarah. Maar Christel, ek wil dan net vir jou sê, ek gaan nou niks verklap nie, maar toe ek navorsing oor jou gedoen het, ek iewers jou geboortedatum gesien en ek weier om dit te glo. Ek vermoed my bronne is verkeerd, want jy is een van die mense wat die mees jonk van gees is, as 'n mens dit so kan uitdruk, wat ek in 'n lang tyd teëgekom het met jou skryfwerk, met ons interaksie op sosiale media en so, en ek dink almal wat met jou te doen het, stem saam. Jy het nou Clint Eastwood as 'n voorbeeld genoem, en Clint Eastwood is van een van daardie mense wat selfs vandag nog as 'n mens foto's van hom sien en jy lees wat hy doen en so, dan dink jy is een van daai mense wat verby sy eie ouderdom leef, of wat onbewus van sy eie ouderdom leef. En ek dink dis wonderlik as iemand dit kan doen. Nou Christel, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie genre, nê? Dis vir my altyd verskriklik interessant as 'n mens praat. Jy het nou self gesê jy het tydskrifverhale begin skryf. Ek onthou toe ek self destyds met tydskrifverhale begin het. Dis noodwendig skryf 'n mens vir tydskrifte, skryf jy liefdesverhale of dan verhoudingsverhale, jy weet, as dit nou nie spesifiek liefdesverhale is nie. En jy het later aan dat jy aanbeweeg na romanses, ek sê nou aanbeweeg, maar in terme van langer werk begin skryf, jy het romanses uitgegee, en dan het jy geskryf in die genre van die sogenaamde chick lit. Ek weet nie hoe jy voel oor die etikette wat in die verskillende genres en subgenres gehang word nie. Ek weet 'n mens kan lank gesels daaroor. Maar die punt waarby ek eintlik wil uitkom is dat die hoofkarakters in daardie soort van boeke lyk 'n bietjie anders as wat Sarah lyk. As 'n mens aan 'n tipiese chick lit, kom ons noem dit nou maar daardie term, wat 'n mens nou ook al daarvan dink, boek dink, dan dink jy aan 'n jong Bridget Jones byvoorbeeld, jy weet, 'n jong meisie. Jy het self gesê, hulle hang partykeer in koffiewinkels rond, hulle ken die nuutste modes, of, jy weet, ons praat van jong mense, jy weet, jong mense jong meisies wat met verhoudingsprobleme het, wat miskien al 'n bietjie van 'n verhoudingsgeskiedenis het, wat dit moet oorkom, en dit is die genre waarin jy vir baie lank geskryf het. En nou Sarah, so hoe verskil Sarah van jou vorige, kom ons sê dit heldinne, van jou vorige hoofkarakters, en wat het jou laat besluit om kom ons noem dit 'n liefdesverhaal, 'n verhoudingsverhaal vir 70-jariges te skryf? Want ons wil ook nie Sarah se ouderdom hier weggee nie, maar Sarah is al so rapsie oor die 70. Hoorie, ek moet darm net gou gesê, ek hoop jy ly aan ernstige geheueverlies
na daardie geboortedatum het erns geflash het, nie? Volgens my Facebook profiel is ek in 1980 gebore en ek verkies dit. Verder praat ek regtig nie graag oor ouderdomme, mate en gewigte nie. Nie. Die liefdesvraag gedeelte oor Sarah. Ek dink my motto is solank daar asem is, sal daar liefde wees. En ek skryf graag oor die ouer persoon omdat 70-jarige, so hoor ek dan, het almal stories om te vertel. Heel wat meer stories miskien, soos wat 'n mens ouer word en jou ervarings meer word. Nou, ons weet van hierdie seven stages, die 7 stadiums van 'n mens se lewe. Weet jy, elke stadium het iets wat moeilik is. 'n Mens dink 'n babatjie het 'n lekker sorglose lewe. Nee, jy lê op jou rug, jy kan niks doen nie, jy's afhanklik, jy kan nie eers opdraai, jy lê in 'n traliebed. En so kry jy hierdie verskillende, jy weet, die tienerstadium, die donker dag as jy die dag 30 word. En as jy 50 word, dan gee jy later heeltemal oor. En elke stadium het sy eie stories. So ook die 70-jarige. En ek dink daar behoort iets in te wees wat 'n mens skryf, dat dit nie afgesonder word as net 'n ou mens boek of 'n ou mens verhaal nie. Want die probleem, of eintlik die wonder daarvan, is dat dit is regtig net aan die buitekant. Hier binne in jou leef nog die meisiekind met die poniestert wat kon dans dat die stof so staan. En daarom was dit vir my goed om vir Sarah ook 'n liefde in haar lewe te gee en vir mense te herinner dat, ekskuus, alive and well, nie? Of al is jy 'n bietjie kranklik hier en al het jy hier en daar 'n skeet, daar is nog lewe, selfs wonderlik na 70. So hoor ek maar. Ja, ek dink dit was my een van die mooi dinge van hierdie boek, een van die baie mooi dinge van hierdie boek was, jy weet, die liefdesverhaal is nog daar, ek wil amper sê die klassieke chick lit is amper nog daar, jy weet, baie van die stories speel terug ook na verlief wees en jong liefde en so, maar dan is daar dinge wat gebeur wat maak dat die storie nie noodwendig uitwerk soos dit kom ons sê maar in 'n romanse of in 'n ander boek sou uitwerk nie, en soos dit baie in die werklike lewe uitwerk. En dan, soos jy sê, dis asof daai uitgestelde begeerte waarvan hulle altyd praat, dan in 'n later vir 'n tipiese romanse leser dalk 'n onverwagse manier gebeur. Maar ek dink, ek stem met jou heeltemal saam dat jy in hierdie storie geensins jou getroue lesers behoort te vervreem nie. Jy weet, hierdie bly in effek, bly dit nog steeds 'n liefdesverhaal en 'n verskriklike met verskriklike sterk karakters, en ek dink dit is vir my een van die lekkertes van hierdie boek. Sê vir my, as jy, kom ons praat oor karakter, jy weet, as jy nou dink aan ons het nou gepraat oor 'n stereotypiese of 'n tipiese liefdesroman karakter. Sarah is natuurlik nou ook 'n bietjie anders om te beskryf. Jy weet, sy sê, een van die mooiste dinge is as sy sê, hoe ouer 'n mens raak, hoe verder raak jou voete van jou lyf af, in terme van hoe moeiliker 'n mens buig om by te kom, om jou skoene aan te trek. En vir my een van die mooiste goed is sy het maar so 'n bietjie van 'n verwaandheid aan haar in terme van, as sy die deur oopmaak, watter bril het sy aan? Sy het 'n indrukwekkende versameling brille. Maar party van hulle maak dit sy beter sien as ander. Soos het sekere brille wat sy net dra wanneer sy mense wil beïndruk, maar dis nie noodwendig altyd die bril waarmee sy die beste sien nie. Was dit vir jou lekker om 'n bietjie weg te breek van die geuite stereotypes van die genre, wat jy in elk geval oor die jare baie gedoen het, maar hier op 'n heel ander manier dink ek gedoen het? Dit was regtig nie vir my 'n probleem nie, want ek ken vir Sarah. Jy weet, ons gaan na dieselfde kerk toe en ek dink ons het dieselfde dokter, miskien dieselfde kwale, ons het al pille uitgeruil. En jy weet, ek gee vir jou 'n slaappil en gee jy vir my 'n wakkerwordpil, daai tipe van ding. En ons het gemeenskaplike vriende. So sy byvoorbeeld,
die vroue beskryf by die handige handjie klou. Ek ken hulle ook. Ek het die meeste van hulle al ontmoet. Daar is definitief soveel raakpunte tussen my en Sarah. Terselfdertyd is Sarah ook maar nog in haar hart nie veel anders as 'n chicklet nie. Sy stel nog belang in die regte handsak, hoewel daar's 'n storie oor Sarah en haar handsakke wat eintlik nog vertel moet word, en sy dra graag hoë skoene sodat sy enige oomblik haar been kan breek, maar sy hoop dan maar vir die beste, en die ding is net, sy kan ook nie regtig oral sien waar sy loop nie, afhangend van die bril wat sy dra. So ja, ek weet baie van Sarah. Dit was my maklik om oor haar te skryf. Dis nogal vir my opmerklik, Christel, as 'n mens gaan kyk na prominente boeke of kom ons sê topverkoper boeke wat die afgelope paar jaar verskyn het, dat daar half 'n neiging was, en jy kan vir my sê of jy saamstem daarmee, 'n neiging was dat 'n paar jaar gelede toe iets soos The Bridges of Madison County byvoorbeeld uitgekom het, 'n fliek waar ek verskriklik mal was, wat gegrond was op 'n boek, was dit so half normdeurbrekend, jy weet, 'n liefdesverhaal oor ouer mense en oor jy weet, karakters wat nie noodwendig almal jong akteurs wat nie jonk is nie en so aan. En oor die jare dink ek het daai norm, jy weet, is op verskillende maniere gebreek. Daar het die afgelope paar jaar boeke verskyn soos A Man Called Ove, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Wat was die boek se vreeslike lang titel? In Afrikaans, daar was die Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. In Afrikaans dink ek aan Rudy van Rensburg se boeke, en jy kan hoor wat ek sê, jy weet, almal van hulle het in gemeen dat dit ouer hoofkarakters het, en dat dit ook, en met ouer bedoel ek regtig bejaarde hoofkarakters het. Wat dink jy, sien jy dit ook as 'n tendens die afgelope paar jaar, en wat dink jy is hierdie tendens? Het jy doelbewus jou boek geskryf as deel daarvan? Het dit toevallig gebeur? Was dit 'n opdrag? Waar dink jy kom hierdie verskynsel vandaan? Het dit bloot iets te doen met die feit dat die leserskorps deesdae ouer word? As ek so 'n duiwelsadvokaat kan speel. Ja, hoorie, dis wonderlik, hierdie boeke wat jy opgenoem het. So kry mens natuurlik ook die Little Old Lady, the Little Old Lady, dit is dan dat. En dan is daar ook 'n boek, How Not to Be a Little Old Lady. Dit is vir my of daar heeltemal 'n nuwe kultuur ontwikkel het oor hierdie boeke oor en vir ouer lesers, maar nie noodwendig net vir ouer lesers nie. En ek dink dit is wonderlik. I love it. As ek dink aan Rudy van Rensburg se Hans het die deur oopgeskop, want ek glo in Afrikaans is daar nog 'n mark wat wag om ontgin te word oor ouer mense. Die ouer lesers, dit is vir hulle soos 'n tuiskoms. Dit is 'n gevoel van ek is nie alleen nie. En vir die jonger lesers kan dit wees dat hulle kan sien, daar is lewe na aftrede. Jy hoef nie legkaart te bou nie. Jy kan as jy wil, maar jy hoef nie. Jy kan rolbal speel, maar jy hoef nie net rolbal te speel nie. Daar is 'n hele nuwe wêreld, en wat meer as boeke, wat dit kan oopmaak vir die mense wat miskien nie daaraan dink nie. Ek het nou die dag gelees, hulle praat in Amerika, maar nog meer oor see van the baby boomers are having a moment. Nou ja, kyk, ek is mal daaroor. Baby boomers, jy kry hulle net eenvoudig nie sommer onder nie. En ek dink die charme van hierdie boeke kan miskien ook daaraan toegeskryf word dat mense, hoe ouer hulle word, hulle vat nie meer twak van kabouters nie. Hulle vat al hoe minder twak van kabouters. En die wag voor jou mond wat altyd moet wag hou. Jy moet net die regte dinge sê, en jy mag nie dit sê nie, jy mag nie daaroor praat nie. Daai wag, ek het daar gedink, vat 'n smokebreak. En dit is heeltemal vernuwend. Dit open heeltemal 'n nuwe wêreld, omdat die trant van hierdie boeke oor ouer mense
ek is nie baie mal oor die woord bejaard nie, maar ek weet presies wat dit beskryf. Die ouer mense is ook nog al die tyd, weer eens gaan ek sê, dis aan die buitekant. So, om te lees van hierdie Hans, ek gaan nou weer terugkeer na Hans, en nie net nie, ook hierdie ander boeke wat jy genoem het, en die onnutsigheid, en die lewenskragtigheid, en die waagmoed, en die waaghalsigheid, wat daar nog is, by ouer mense. Dit is vir my vernuwend, dit is verfrissend, dit is wonderlik. Ek wil nou nog 'n bietjie duiwels advokaat speel. Ek stem saam met alles wat jy gesê het, veral, jy weet, daai lekker tegendraadsheid, dink ek, wat baie keer saam met hierdie karakters kom. A Man Called Ove byvoorbeeld, as jy daai boek lees, aan die begin is hy so akelig hou, omdat jy amper nie, jy weet, jy sukkel om van hierdie karakter te hou, totdat jy later besef wat in sy hart is, en so, en jy mal is oor hom. Maar, ek wil tog vir jou vra, as 'n mens oor hierdie soort karakters skryf, en ek dink wel, jy trap die slaghuister baie goed mis in jou boek, maar dink jy nie, daar's die kans dat 'n mens vreeslik stereotyperend kan wees, wanneer jy begin in 'n genre ingaan waar dit oor die oulike ou mensies, jy weet, dis nou verskriklik in herhalende, maar jy hoor wat ek bedoel, daai afskryf na 'n ouer karakter. En het jy dit ook al teëgekom in van jou leeswerk? Ja, kyk, en met skryfwerk moet jy so versigtig daarvoor wees, want dit is so 'n teersaakie. Ek dink baie van die neerskryf, ek wil amper sê die neerkyk op karakters, en ook in die werklike lewe, baie daarmee te doen met die aanspreekvorm. Nou, gelukkig het nie ek of Sarah is al ergens ou maatjie genoem nie, of Gogo nie. Ek dink dit sal seker kom, maar daardie dag gaan daar 'n oorlog wees of 'n ontploffing, nie sag op die oor en op die oog sal wees nie. Ek sukkel selfs met Tannie, maar daarmee moet 'n mens maar vrede maak. Nou, ek ken die argument dat dit 'n teken van respek is. Ek kan nie sê ek stem daarmee saam nie. Ek kan in 'n mate verstaan dat daai wanpersepsie daar is. Jy het by jou ma en jou pa geleer, jy moet respek betoon teenoor 'n ouer persoon. Maar dit is juis om nie respek te toon nie. Die oomblik wat jy iemand gaan oumaatjie of oupaatjie, dan plaas jy hom in 'n hokkie waar almal soort van eeners is. En vir Sarah is dit 'n baie moeilike pil om te sluk, want nie alle gryskoppe, selfs die wat gekleurde hare het, wil oor dieselfde kam geskeer word nie. Nou, ek het al dit waargeneem, en dit was verskriklik, dat daar in 'n tehuis met ontbyt roulkool gehou word. En oumaatjie word uitgevra oor baie persoonlike dinge wat 'n mens nie aan 'n ontbyttafel ooit behoort te praat nie. Nou, as dit nodig is om dit te weet, kry 'n ander manier om dit te doen, of gebruik dan ten minste ander woorde. Moenie neerskryf nie, moenie neerkyk nie. Hierdie is nog al die tyd 'n mens by wie jy baie kan leer. Moenie sommer net oumaatjie en oupaatjie nie. Ons is nie almal so nie. Ons is nie almal oulike ou mensies nie. Ek wil eintlik nie die ons gebruik het nie, maar dit het nou uitgeglip. Christel, ek wil uitkom by wat ek seker die meeste waardeer van jou skryfwerk nog al die jare, en dit is die humor. Ek skryf vir kinders, en ek sê altyd, die pad na 'n kind se hart, na 'n jong leser se hart, loop deur sy lagspiere. En ek maak dit altyd op kinders van toepassing, maar eintlik is dit vir alle lesers so, jy weet. Dit maak nie saak watter boek ek lees nie. 'n Boek kan my baie keer irriteer, of dit kan 'n boek wees wat in 'n genre is wat ek nie noodwendig altyd lees nie, maar as 'n boek my kan laat lag, dan voel dit vir my 'n boek het my klaar oorrompel. Nou, ek wil met jou deel, ek het so 'n week gelede jou boek gekry om te lees, en ek het
onmiddellik het ek weggespring en begin lees daaraan. En my vrou was heeltyd ongeduldig met my, want sy wil weet, wanneer is ek klaar met die boek, dat sy dit kan lees, en dan lag ek, en dan wil sy weet waarvoor ek lag, dan sê ek, maar jy wil die boek lees, so ek kan nie die grapie met jou deel nie, maar hierdie boek het my so verskriklik lekker laat lag. Daar was, ek dink byvoorbeeld, jy het nog gepraat van die handige handjies, dis hierdie hekel en brei groep waaraan Sarah behoort, en sy behoort eintlik daaraan net ter wille van die, jy weet die geselskap en die interaksie daarvan, sy het geen talent in hierdie verband nie, maar eerlike waarheid te sê, Sarah het 'n vreeslike mooi verhouding met haar kleinseun, en sy koop hom om hierdie blokkies vir haar te hekel, wat sy dan gaan uitstal by die handige handjies, en ek moet sê, ek het ook geproes van die lag toe ek lees die aftreeoord huishamen, noem sy huis uitasem. So, ek wil bietjie gesels oor humor, jy weet, wat is soort dinge laat jou lag? Ek weet, as 'n mens humoristies skryf, dink mense altyd, ag, jy is 'n scream en jy is skreeusnaaks en so, wat nie altyd noodwendig so is nie, maar, hoe gaan jy te werk met humor? Is dit iets wat jy doelbewus in jou boeke inbring? Is dit sommer net deel van jou menswees en jou karakter? Vertel 'n bietjie daarvan, want ek dink, dis bo alles is dit die sterkste element van jou skryf, en die lekkerste element wat ek die meeste geniet. Jaco, humor, soos alle goeie dinge is 'n absolute geskenk van bo, en ek wil graag sê dat ek waag dit om te sê dat baie of 'n groot deel van die sukses van jou boeke as kinderverhaalskrywer is die feit dat jy die sin vir humor van kinders nie onderskat nie. Jy voed dit en jy prikkel dit, en net die titels al is vir my so snaaks, moenie hierdie boek eet nie, en een waarvan ek baie gehou het, is dinge wat ek nie van 'n skaap geweet het nie, en jou rympies wat altyd 'n skop in het. Nou, humor is natuurlik iets wat baie versigtig hanteer moet word, want daar's so 'n fyn lyn, wat vir die een ou skreeusnaaks is vir die ander een platvloers. En dinge wat vir my snaaks is vir 'n ander ou 'n flou grappie. Ek kan vir jou vinnige voorbeeld noem. Die ou kom geswaal by die huis, sy vrou wag hom in met die koekroller, en hy is so min geplan, al wat hy vir haar vra is, nou wat die Joos bak jy hierdie tyd van die nag? Nou dit is sekerlik nie so snaaks nie. Vir my het dit 'n halwe dag aan die lag gehou. So dit humor is verskillende dinge. Dit tikkel baie mense, en jy weet daar's verskillende ek weet nie op. Byvoorbeeld, ek is nie self die verterk in die gesig soort van humor nie. Dit moet 'n bietjie subtiel wees, maar natuurlik ook nog altyd so dat jou leser dit raak sien en dit geniet en kan waardeer. In hierdie week wat verby is, lees ek op Facebook, weet jy, 'n vrou sê haar moeder, en sy het spesifiek die woord moeder gebruik, wat vir my so mooi en sag was. Haar moeder is baie erg om my boeke te lees, en haar ma noem dit haar happy pill. Weet jy, wat meer kan 'n skrywer voorvra om te weet, daar buite is iemand wat jou boeke lees en dit as haar happy pill beskou. Ook om 'n boek te skryf met 'n bietjie humor in, is ook my happy pill. So as jy daardie ding wat jou van die bone tikkel, ekskuus nou, wat vir jou snaaks is, as jy dit kan oordra vir jou leser, is dit 'n bonus. Dis een van die lekkertes van skryf. Christel, is dit nie die mooiste ding op aarde nie? Dit is, as 'n boek soos hierdie verskyn, dan jy het eintlik geen resensie meer nodig daarvan nie. As een mens vir jou gesê het, hierdie boek is my ma se happy pill, dan behoort jy as skrywer ongelooflik gelukkig te wees. Maar nou wil ek ook vir jou sê, ek het nou baie gemaak van die humor in die boek, en dit is regtig, daar skreeusnaakse oomblikke in hierdie boek, maar daar's ook baie, ek het baie wyshede in hierdie boek gekry, en daar is baie ernstiger oomblikke en hartseer oomblikke. Ek dink byvoorbeeld, ek het 'n sin raak gelees waar, jy weet, soos dit nou waarskynlik maar gaan, wanneer 'n mens na 'n reunie toe gaan, wat dit nou nie meer jou 10 jaar reunie is nie, maar wel 'n 50ste reunie of so,
besoek hulle in 'n stadium die begrafplaas, want jy het noodwendig al eggenote van die mense wat afgesterf het, van die klasmaat selfs wat oorlede is. En Sarah se hele drama is sy moet 'n +1 kry vir hierdie reunie. En dan sê sy, en ek wil dit hierso lees, vir 'n besoek aan 'n begrafplaas het mens nie 'n +1 nodig nie. Jy moet 'n significant other hê. En dit is in daai een sinnetjie lê vir my so verskriklik mooi dinge en waar dinge opgesluit. En daar's baie van hierdie soort van sinne. Dink jy hierdie is die soort boek wat jy sou kon skryf toe jy jonger was? Dit is vir my so wonderlik dat jy iets soos hierdie raak lees. Dis fantasties. Ek het vroeër boeke geskryf oor ouer karakters. Daar's byvoorbeeld die Foxtrot van die liefde en dan het daar ook gekom Eendag is nou, wat daai hele idee het van moenie wag vir eendag nie, eendag is nou. Ja, ek het, maar nie op dieselfde manier. Wanneer 'n mens nie heeltemal daar is waar jy skryf nie, skryf jy van buite af binne toe. Hierdie boek het ek geskryf van binne af buite toe, omdat ek dit saam met Sarah kon beleef en dit het dit makliker gemaak. Dis baie mooi as jy dit so stel. In hierdie boek leer Sarah wat en dis vir my indrukwekkend dat iemand van haar ouderdom nog dinge kan leer. Jy weet, sy's baie oop vir leer en sy's baie oopkop. En wat sy leer het alles te maak met verhoudings. Daar's ingewikkelde verhoudings in hierdie boek. Sarah en haar seun en Sarah en haar skoondogter het 'n baie gekompliseerde verhouding. Sarah het 'n baie mooi verhouding met haar kleinseun, soos ek vroeër gesê het. Hulle is baie naby aan mekaar. En op die ou ende leer verskillende generasies deur van die dinge wat gebeur, leer baie by mekaar. Nou, ek voel altyd 'n mens sit nooit 'n les in 'n storie in wanneer jy skryf nie. Ek voel altyd die storie leer vir jou lesse. Wat se lesse het hierdie storie jou geleer? Is daar lesse wat jy by Sarah geleer het terwyl jy hierdie boek geskryf het? Ja, Sarah se kleinseun is haar blue-eyed boytjie en ek dink al die foute, want sy het nie so 'n wonderlike verhouding met haar kinders nie. Die foute wat sy met hulle gemaak het, probeer sy 'n soort van vergoed deur hierdie verhouding met haar kleinseun, maar hulle vind mekaar net. Dit is nie aangeplak nie, dit is nie gesoek nie, hulle connect nie. En iets wat ek by Sarah geleer het, is dat nie alle ouer mense is noodwendig gaaf en goed nie. Daar tussen die handige handjies en Sarah self is daar soms lekker giftige tonge. Ek het daar gehoor hulle sê dat jy verander nie noodwendig as jy in 'n rolstoel sit met 'n bietjie hekelwerk nie. Dieselfde mens wat jy was, kom saam met jou. As jy 'n sagte geaardheid gehad het, dan gaan jy dit behou, maar as daar 'n bietjie speserye in jou is, gaan dit nie noodwendig nou laf word, net omdat jy nou in 'n ander posisie is nie. En ek dink 'n mens moet respek hê daarvoor, dat weer eens, nie almal is enes nie. Jy word nie almal oumaatjies nie. Jy pas nie noodwendig in 'n hokkie nie. Sarah het beklei en geworstel, want sy wou nie in die hokkie pas waar sy veronderstel was om te wees. Daarom het sy nagrokke gedra met hartjies op, ewe hoopvol. Ek was mal oor Sarah en ek dink dit het ek by haar geleer, is dat moenie noodwendig verwag oumaatjies gaan altyd dierbaar wees nie. Jy gaan 'n verrassing. Nou Kristel, as 'n mens kyk na hoeveel boeke jy die afgelope paar jaar geskryf het en hoe besig jy is, dan ek weet nie watter stokperdjies jy het of jy handige handjies het nie, maar een ding wat jy duidelik doen is dat jy baie besig bly met skryf. Wil jy net 'n bietjie vertel van jou skryfroetine? Hoe lyk jou dag deesdae? Hoe kry jy hierdie groot werksuitset reg? Is dit rotine wat jy het en is dit suiwer genot vir skryf wat jou aan die gang hou?
Ja, skryf is nie net my happy place en my happy pill nie. Dit help vir my as 'n slaappil. As ek in die nagte nie kan slaap nie en selfs in die dag die inspirasie kom ons dan oral af. En sosiale media het 'n wonderlike put waaruit jy kan skep. Van dat dinge byvoorbeeld soos Facebook gekom het. Weet jy, ons maak ons deure oop vir mekaar. Ek weet van al die lelik wat daar is, maar ek weet ook van die baie mooi, dat 'n mens leer ken 'n ander ou se binneste. Jy leer ken sy kinders en hulle sertifikate en sy liefde vir sy hond en daar so 'n hele wêreld daar buite wat 'n mens met sosiale media kan ontdek. Dis nie dieselfde nie, ek weet, maar ek geniet my kuiertjies en ek geniet om ander mense se gebeurtenisse te lees, dinge wat vir hulle belangrik is, om ook wanneer hulle harte oopmaak. Maar die skrywery is vir my maar min of meer, kom ek sê, ek sit redelik aldag en heeldag. Dit is vir genot, ja, dit is vir, dat 'n mens nie so bewus is van al die dinge nie, daar soveel dinge, jy weet, en net nuus kyk nie, en nie jouself laat in 'n put beland nie. Skryf as terapie kan 'n mens lank oor praat, want dit is nie alleen terapie vir jou leser nie, vir jou as skrywer is dit so wonderlik. Dit voel partykeer vir my, dis asof jy in 'n telefoonhokkie is en die telefoon werk nie. En jy het nie 'n selfoon nie, maar jy het 'n ding om te sê en jy wil hê mense moet dit hoor en jy sien die mense loop daar by die telefoonhokkie en hulle hoor jou nie. En daar's net een manier om by hulle uit te kom en dit is om te skryf. Skryf is 'n wonderlike voorreg en 'n groot genade. Ek dink ons almal is baie bly dat jy in daai telefoonhokkie sit. Christel, baie van hierdie reekse baie van hierdie boeke waaroor ons nou vroeër gesels het op die ou en die reekse geword. Rudy se Hans boeke het ons oor gesels. Ek dink selfs Harold Fry het 'n boek of 2 daarna gehad. Hendrik Groen was die ander reeks waaroor ons nie gepraat het nie. Ek dink nie het jy al van tevore boeke in reekse laat ontstaan. Ek kan nie onthou of jy het nie, maar of jy nou het of nie. Ons het nou nie een keer gepraat oor Sarah se love interest, se manlike teenhanger of se liefdesbelangstelling in hierdie boek nie. Sy naam is Franco. Nou, lê daar nog boeke vir Sarah en Franco voor, dink jy, of is jy klaar met Sarah, het jy reeds aanbeweeg na iets anders? Sy is so 'n lekker karakter, ek sal baie graag nog iets van haar wou sien, so, ek hou niks daarvan as mense my vra, gaan jy 'n opvolgboek skryf nie, maar nou gaan ek dit aan jou doen, nou gaan vir jou vra, lê daar nog boeke vir Sarah voor? Oh, from your lips, ek het beslis nog baie wat ek graag oor Sarah wil vertel. Kyk, sy is nou maar aan die begin van haar gelukkige einde. En die gelukkige einde is nog nie regtig heeltemal deurgewerk en opgelos nie. Daar's nog sommer 'n hele paar paaie wat gestap moet word voordat sy en Franco so teen die horison kan verdwyn. Ja, ek sal graag nog van Sarah wil vertel. Dit hang natuurlik af of die uitgewer gaan belangstel om enigstens verder oor Sarah te gesels. Maar kom ons hoop vir die beste. Nou, maar ek is oortuig die uitgewer gaan ook na hierdie video kyk, so van my kant af mag ek sê, liewe uitgewer, ek self wil baie graag nog oor Sarah lees, en as enige iemand, insluitend die uitgewer twyfel hieroor, wil ek net getuig, hier so in Bloemfontein waar ek bly, en ek het nie die storie uit my duim gesuig nie, ek het 2 dae gelede, ek moes my motor laat versien, en die plek waar ek het so 'n uur, sessie gehad wat hulle die werk gedoen, so ek kon vir 'n uur lank daar ronddwaal. Natuurlik dwaal ek toe na die naaste boekwinkel toe, en toe ek instap by die boekwinkel, toe lê daar 'n boek op die toonbank, en die eienaar van die boekwinkel, of die bestuurder van die boekwinkel is besig om hierdie boek te lees, en dit was toe nou net mooi, hierdie boek met die verskriklike mooi omslag, soos julle kan sien. Mense kan die boek nie miskyk nie, dis verskriklik mooi uitgegee, dit wil ek sommer net vir jou 'n klein gee, maar die punt wat ek eintlik wil maak is die bestuurder van die winkel die boek so vinnig daar gebeere, asof sy nou nie wou hê ek moet sien sy lees hierdie boek nie, maar dit was duidelik dat sy my so vinnig as moontlik wou help
sodat sy kon terugkom na hierdie boek. Dink Christel, dis regtig 'n lekker leesboek wat jy hierso geskryf het, een wat ek ontsettend baie geniet het. My vrou sal baie bly wees om te hoor dat ek nou klaar gewerk het met hierdie boek en dat sy dit nou kan gaan lees. Maar van my kant af wil ek net sê verskriklik baie dankie. Dit was heerlik om Sarah te ontmoet, om deel te word van haar wêreld en ek hou styf duim vas dat ons nog van haar te lees gaan kry. Ek wil sommer net so ten slotte by jou hoor, voordat jou lesers na boekwinkel toe gaan om by daai Insta boekwinkelbestuur te gaan aanklop vir hulle kopie van die boek. Wat is die laaste, jy so 'n laaste gedagte waarmee jy lesers sou wou laat, spesifiek wat hierdie boek van jou betref? Ek wil baie graag net oor die algemeen, as ek oor die geleentheid kry, vir elke liewe leser dat elke liewe boek van my koop. Baie dankie. En moenie langs die pad afdwaal as jy op pad is om vir Sarah te gaan koop nie. Sarah is nie 'n goedkoop meisie nie, hoor. Sy het 'n prys om te betaal, maar ek sal net sê, ek kan net hoop dat Sarah gaan tuis voel daar by julle en moenie vir haar tee gee nie, veral nie groen tee nie, sy haat dit. Maar verder ek dat Sarah welkome gas daar by julle gaan wees en julle dit gaan geniet om van haar te lees. Baie dankie Jaco. Baie dankie Christel, dit was heerlik om met jou te gesels en dit was lekker om jou so virtueel te kon ontmoet, net so lekker so dit was om vir Sarah te ontmoet. Baie dankie, ek hoop almal gaan heerlik lees aan hierdie wonderlike boek. Ons hoop, dankie.